Goeiemôre, seuns en dogters. Ek seker vir julle lekker om vanoggend hier op die bank te sit, né? So, hulle gaan nou mooi luister as ek met jou vir julle 'n paar vragies vra. Ons eerste seun is Kian van der Westhuizen. Waar's Kian? Ja, Kian het sommer klaar die mikrofoon in sy hand. Nou Kian, seuns en dogters, het die naweek aan 'n Elsburg stoei toernooi deelgeneem. Dit was Saterdag 12 April. Daar 202 stoeiers aan hierdie kompetisie deelgeneem en hy het 'n goue medalje verwerf by die onder 8s. Nou Kian, ek vertel vir my by watter klub stoei jy? Alberton Stoei Klub. Wat noem hulle daai stoei klub van jou? Het hy 'n ander naam? Goed. En sê vir my, teen hoeveel ouens het jy gestoei die naweek? Kan jy onthou? Hoeveel kere moes jy stoei? 1 keer. 1 keer en toe wen jy daai ou. Geniet jy stoei? Ja. Nee, Kian, ons is baie trots op jou hier by Rampart, hoor. Baie mooi met daai mooi prestasie. Nou die volgende man is Bismarck Jansen van Vuren. Bismarck, hou daai mikrofoon sommer naby, hoor. So hy het ook hierdie naweek gestoei, Bismarck. Hy het aan die Elsburg stoei toernooi vir die onder 7s deelgeneem. En ek hoor jy's 'n Black Panther. Ja, meneer. Kian, jy's ook seker 'n Black Panther, né? Nee? Ja, dis wat hulle hierdie Alberton ouens noem. Nou sê hulle vir my, jy is die beste interne headlocker in jou groep aangewys, né? Nee? Ja, meneer. Nou wat doen 'n headlocker? So meneer, as ons 'n headlock kry, dan kry ons ook 'n medalje. En meneer, so 'n headlock bedoel dat jy goeie stoei en dit was my eerste dag by stoei toe kry ek 'n headlock medalje. Jo, dit wil gedoen wees. Nou sê vir my 'n bietjie, Bismarck, raak jy soms so 'n bietjie bang as jy hier teen 'n ou kom en daai ou lyk vir jou 'n bietjie rof? Raak jy bang? Meneer. Is jy nie bang nie? Hoekom is jy nie bang nie? Want meneer, dit maak my sterk en ek is bang vir mense nie. Mooi, dis sommer baie mooi. Nou sê vir my, wat moet jy doen om 'n goeie stoeier te wees? Oefen jy gereeld? Ja, meneer. Sommer lank seker, né? Nee? Ja, meneer. Dis maar baie mooi. Nou, ons volgende seun is Aldo. Aldo, jy behaal 'n eerste plek vir van jaar se junior golf kompetisie by Redding vir onder 7s, né? Nee? Ja. Jo, dis 'n mooi prestasie. Nou, hoekom geniet jy dit om golf te speel? Om balle te slaan. Hou jy daarvan om balle te slaan? En Ja, mense moet hulle reguit slaan, hè? Jy moet hulle nie in die bosse inslaan. Ja, meneer. Goed, so sê vir my, Aldo, speel jy en jou pa gereeld saam of wie is jou afrigter? Ek het begin by oom Brandon, maar nou doen ek by coach Philip en oom Brandon. So jy het sommer 2 afrigters. Ja, meneer. Ja, dit wil gedoen wees. Nou, dink jy dis belangrik dat jy gereeld moet golf oefen? Ja, meneer. Hoeveel keer 'n week oefen jy, Aldo? 1 keer. 1 keer 'n week. Goed. En dis al lekker om al buite in die natuur te wees, né? Nee? Ja. Saam met jou pa en al jou afrigters. Nou, ons volgende leerder is Zandro Botha. Nou Zandro, jy is ook 'n stoeier, né? Nee? Ja, meneer. Nou Zandro behaal 'n 4de plek, seuns en dogters, by Ekurhuleni se Open. So dis nou 'n groot kompetisie waar 22 van seuns deelneem in sy gewig en in sy ouderdomsgroep. Hy het ook die naweek in die Elsburg stoei deelgeneem en daar het jy 'n goue medalje gekry, né? Nee? Ja. Nou van wanneer af stoei jy al, Zandro? Ek dink dit is 2 jaar. So jy het graad 1 begin. Ek dink so, ek kan nie onthou nie. Jy nie so mooi onthou nie. Ja. En wat moet jy als doen
voor so 'n groot kompetisie? Wat gebeur voor die tyd? Is al seker moet hulle julle weer 'n keer weeg of sulke goed? Nee, wanneer ons weeg een keer en dan maak hulle groepe soos in die 20's weeg en in die 30's weeg en goed. So jy gaan stoei dan teen die ouens wat in jou gewigsafdeling is, nee? Ja. Goed. So, so jy geniet stoei verskriklik baie, nee? Ja, is my gunsteling sport op aarde. Mooi, nee, ek is bly jy geniet dit. Ek kan sommer sien en as mens iets geniet, dan doen jy soos ander en dan doen jy ook sommer baie goed. Nou, ons volgende leerdertjie is Qmei. Qmei, ek kan sommer sien. Qmei seuns en dogters. Sy dans. Ja. So sy het 'n eerste plek in die National Dance Society as 'n Suid-Afrikaanse danskompetisie in Modern behaal. En sy behaal ook 'n tweede plek in Lyrical, né? Nee? Ja, meneer. Hou jy baie daarvan om te dans, Qmei? Ja, meneer. En wie besluit, ek weet julle trek mos mooi klere aan, né? Nee? Ja, meneer. Nou wie besluit jy moet daai klere lyk? Is dit nou jy of jou ma wat dit besluit? My ma. En as jy nou net van die rokkie of die klere hou nie, sê jy dit vir jou ma? Ja, meneer. En verander sy dit partykeer? Partykeer. Goed. Nee, maar baie geluk jou my met hierdie mooi prestasie in die dans, so. En nou is ons by Elzay. Nou Elzay Ferreira is ook 'n danser, is ek reg Elzay? Ja, meneer. Kom ons luister mooi vir Elzay. Sy behaal 'n eerste plek in open solo, sowel as 'n eerste plek in haar jazz item. Asook 'n eerste plek in die lyrical novelist. Sjoe, dis alles net eerste plekke. Dit wil gedoen wees, hè, Elzay? Ja, meneer. Van wanneer af het jy begin dans? Hoe oud was jy? Kan jy onthou? 4. O, daar word jy nou sommer reg gehelp, sien ek. Sy was 4 jaar oud. Aldus is dit jou sussie? Okay, so jy speel golf en sy doen dans. Dit wil gedoen wees. Watter dans item is dan jou gunsteling item? Lyrical. Lyrical. Daar rede hoekom dit jou gunsteling is? Ja, meneer. Hoekom? Want jy dans baie stadig en ek hou baie van dit. So sy sê, ja, mens gaan in lyrical dans jy baie stadig en sy hou baie van dit. Goed. En ons het nog een leerdertjie vanoggend, so julle moet mooi luister. Is hulle Nay van Rensburg. Nou, sy is 'n artistiese gimnas en sy neem deel in die ouderdom 9 tot 10, vlak 1. Nou sy het in 'n klapkompetisie deelgeneem, is ek reg? Ja, meneer. Nou, omtrent 40 kinders het aan hierdie kompetisie deelgeneem in daai groep. En daar was net 4 van julle wat 'n goue medalje gekry het, is ek reg? Ja, meneer. So dit is sommer 'n pragtige prestasie. Nou, hoe oud kan jy onthou, hoe oud was jy toe jy begin het met gimnastiek? Ja, meneer. Hoe oud was jy? 7. 7? Sjoe. En wat is 'n geheim van gimnastiek? Wat moet jy doen om goed in gimnastiek te wees? My ma sê al wat ek moet doen is dit net geniet. Jy moet dit net geniet, né? En oefen jy ook lank? Ja, meneer. Hoeveel dae in 'n week oefen julle? 1 keer, meneer. 1 keer in 'n week, maar dis 'n paar ure, né? Ja, meneer. So baie geluk met hierdie pragtige prestasies julle almal. Hou aan daarmee en julle wat daar sit, ander dag sê vir mamma en pappa, hulle moet julle goedjies instuur. Dan luister ons ook na hulle. Kom ons gee vir hulle weer 'n lekker handeklap. Dankie dan.